the Lord as he passes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Oh, reach out and touch the Lord as he passes by. You'll find he's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Oh, reach out and touch the Lord as he passes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Reach out and touch the Lord as he passes by. He will find he's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Oh, reach out, touch the Lord as he passes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. Oh, reach out and touch the Lord as he passes by. Oh, reach out and touch the Lord as he passes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Oh yes, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dank u Heer Jezus, ons prijs u. Halleluja. Dank u Heer Jezus, halleluja. Oh Geest van die Heer, laat het vallen oor my. Laat het vallen oor my. Laat die Geest van God nou waai oor my. Laat het waai oor my. Laat het waai
And I
Come in thy strength and thy power. Oh, come, in thy own gentle way. Oh, come, Holy Spirit, we need thee. Come, sweet Spirit, we pray. Come in thy strength and thy power, oh yes. Come in thy own oh, come, Holy Spirit, we need thee. Come, sweet Spirit, we pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Oh, come in thy own gentle way. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dank u, dank u, dank u, dank u voor die Heilige Geest, o Heer. Halleluja, ons eer u vir die Gees van u. Oh, come in thy own gentle way. Oh, he is Lord, hallelujah. Oh, he is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Oh, he is Lord. Oh, he is Lord. He has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hy is hier, prys die Here, hallelujah. Hallelujah. Vader, ons wil dankie sê dat ons in hierdie oomblik na u toe kan kom in die mooi naam van u seun, ons Here Jesus Christus. O Here Jesus, dit is so waar wat ons sing het. U is hier, triomferend oor die dood, is u die Here. Maar ons dank u ook dat u die doper is met die Heilige Gees. Dank u, die woord sê as dieselfde Gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. Dank u vir dieselfde Gees wat u uit die dode uit opgewek het, wat in ons woon. En dit kan ons sterflike liggame lewend maak, halleluja.
En ons eer U vir die Heilige Gees, wat U as 'n belofte aan ons gegee het. Dankie dat U het deur Petrus gesê het, die dag van Pinkster, dit is vir julle en julle kinders en vir almal wat daar ver is. Here, die een word uitgesluit. Halleluja. Elkeen wat wil kan kom, om van die water van die lewe te neem verniet. Dit is die Gees van die Here. Dankie dat ons die Heilige Gees verniet ontvang, die Here. Ons kan geen werke doen om dit te doen nie. Nee, ons moet maar net die wedergeboorte deurgaan, dan sal ons gevul ook word met die Heilige Gees. Dit is ons verwagting elke Sondag aand, Here, dat U sal volmaak elke lewe wat alreeds die Heilige Gees het, Here, tot oorlopends toe vol. Halleluja, en hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, dat die Here hulle genadiglik sal aansien, en hulle sal doop met die Heilige Gees en met vuur en met krag en heerlikheid. Ja, prys die Here. Dit is U belofte en ons eer U daarvoor. Halleluja. Laat dit gebeur, Here, en verheerlik daardeur U groot en heilige naam. En ons wil U loof en prys, omdat ons weet, ons kan daardie ou koortjie sing. Halleluja. Weet dat die Gees van God is hier, om ons te seën in hierdie uur. Oh, halleluja. Halleluja. Here, ons weet, U Gees is hier. Prys U wonderlike naam, om elkeen te seën in hierdie oomblikke. Dankie, dat die Heilige Gees nie vasgemaak is, Here, aan 'n leerstelling nie, of aan 'n kerk nie, maar dat dit die Gees van God is, wat vrymaak, en ons eer U dat ons weet, dit gebeur in elke lewe, wat volkome aan U toegewy word, gevul word met die Heilige Gees. Dis vreugde, dis vryheid, dis heerlikheid, dis krag. Halleluja. En ons prys U daarvoor. Baie, baie dankie, Here, dat U dan self, soos U gesê het, en ek sal die Heilige Gees stuur, en Hy sal julle leer en lei in die hele waarheid. Oh, halleluja. Baie, baie dankie, Here, dat hierdie belofte ons toekom, en ons weet, U bly getrou om dit te doen. Dankie dat ons in hierdie oomblik, Here, Gees van die Here, vryheid gee in ons lewens, om ons te leer en te lei in die hele waarheid, sodat U daardeur verheerlik kan word. Prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie aand weer saam te wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Prys die Here. Dank die Here weer eens vir sy onfeilbare woord. Ek dink daar is een groot tekort in die tyd waarin ons lewe. Ons bid vir die gawes, ons bid vir die doping met die Heilige Gees, ons bid vir die werkinge van die Heilige Gees. Ons bid dat dit wat in 1 Korintiërs 14 geskrywe staan, elke gemeente vervul sal word, en dat die Gees van die Here so in elke gemeente sal werk. Ons bid oor baie goed, sover die Heilige Gees aangaan. Halleluja. En ons weet dat as ons die Heilige Gees ontvang ons vuur, krag, heerlikheid, vrees van die Here, ons ontvang al hierdie wonderlike dinge saam met die spreuke in 'n Heilige Gees taal. Maar daar is een ding wat baie belangrik is, wat ons laas Sondag aand gehoor het, dat God soek hulle wat hom in gees en in waarheid aanbid. Halleluja. Nie op 'n berg nie, nie in die binnekamer nie, maar wat hom in gees en in waarheid aanbid elke dag. En die belangrikste in alles wat die Heilige Gees vir ons is en vir ons doen,
is die een ding waarop ons baie min ag gee. Halleluja. As ons dan God in gees en in waarheid aanbid, soos wat die woord dit sê met ons, wat ons moet doen, dan is dit nie net vir 'n oombliekie, ons moet dit gedurig deur doen. En die woord van die Here sê, bid sonder ophou. Soos ek wil bid sonder ophou, en blus die gees nie uit nie, wees vurig van gees, ensovoorts. As ek nie dit wil uitblus nie, dan moet ek die Here elke oomblik van die dag in gees en in waarheid aanbid. Maar om dit reg te kry, is daar een ding wat ons moet weet en onthou. En dit is dat ons alles wat die gees aangaan in die woord van die Here, daar een ding is wat in ons lewens moet gebeur. En dit is dat ons moet na die gees wandel. Is baie interessant. Ons kan in die gees kom. Ons kan vol raak van die Heilige Gees. Soos ek al reeds gesê het, daar's baie dinge wat kan gebeur. Maar daar is een ding, as kan God in gees en waarheid aanbid, maar daar is een ding wat ons nie moet nalat, en dit is dat ons moet wandel na die gees. Nou, wanneer ons praat van wandel na die gees, dan is dit baie duidelik dat ons kan nie wandel na die vlees nie. En wanneer ons na die wandel na die vlees gaan kyk, dan as ek na die vlees wandel, doen ek die werke van die vlees. As ek na die gees wandel, doen ek die werke van die gees. Ongelukkig het ons in 'n tydperk gekom waar die werke van die vlees en die werke van die gees gemeng word. Halleluja. Ons moet daarom nog ook, hoe sê die woord van die Here, sinnelike mense wat die gees van die Here nie het nie. Ons moet nog sinnelik ook wees teenoor die vlees, teenoor die wêreld. Sinnelik. Maar die woord sê dit baie duidelik. Nou, sinnelike mense wat die gees van God nie het. Prys die Here. Hulle praat en hulle handel is sinnelik. Dit maak sin, maar dit is nie na die gees nie, dit is nie in die gees nie, en hulle het nie die gees van God nie. Maar ek wil begin by een van die belangrikste gedeeltes in die woord van die Here, en so 'n bietjie praat oor wandel na die gees. Maar daar's 'n paar vrae wat Paulus vra, wat baie belangrik is. En hy sê Galasiërs 3 vers 2. In die eerste versie van Galasiërs sê hy sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle onder wie Christus afgeskilder is as gekruisig is. Nou sê Paulus, die tweede vers, Galasiërs 3, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? En Paulus bring twee dinge by mekaar. Geloof. As ek praat van geloof, dan sê die geloof moet werke hê. En dis alles in die gees. Amen. Maar die werke van die wet is die werke van die vlees. En as ek daarin wandel, dan doen ek die werke van die vlees. Wat die Here deur Paulus gedoen het, hy het die geloof en die wet van mekaar geskei, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang uit die werke van, of die prediking van die geloof, nie uit die werke van die wet nie. En is baie interessant, dat die mense wat die wette wil onderhou, ek meen gebooie wil onderhou, is mense wat ook die Heilige Gees doping, soos wat ons het ken op Pinksterdag, teestaan. Hulle sê net, hulle het ook die Heilige Gees, maar hulle is nog nooit gedoop met die Heilige Gees nie, met die spreuke en Heilige Gees taal nie. Daar is geen vuur nie, daar is geen krag nie, daar is niks. Hulle probeer dit namaak, maar die oomblik as jy onder 'n wet is, maak nie saak of er onder 'n gebod is nie, oomblik as jy
dan is jy vry van die geloof, jy is vry van Christus, jy is vry, jy is losgemaak van al hierdie dinge, van die werke en die prediking van die geloof. En dit verstaan mense nie. Ek kan nie nog een kant die werke van die vlees wil aanhang en die werke van die vlees, die wet met sy gebooie aanhang, en aan die ander kant wil ek die Heilige Gees met sy volheid hê wat in my kan werk nie, want dit alleen kan ek ontvang deur die prediking van die geloof. En nou sê hy in die 3de vers, hy sê, is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Wanneer begin ek in die Gees? Die oomblik, as die Heilige Gees my oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, wanneer ek tot bekering kom, dan begin ek in die Gees. Laat my doop, dit gaan oor in die Gees, want baie mense, in die ou Pinkster is gedoop met die Heilige Gees, die oomblik as hulle uit die doopwater uit opstaan, ek het dit met my oë beleef, en baie kere beleef. Halleluja. So, die wedergeboorte is in die Gees. Die vleeslike geboorte is in die vlees. En die oomblik as jy weergebore is, deur die Gees van, halleluja, dan begin ons in die Gees. Maar, die oomblik wanneer ons weer wette wil toepas, praat van die wet met sy gebooie, wanneer ons dit wil toepas in ons lewe, dan is ons weer besig, dan sal ons eindig in die vlees. Halleluja. Nou sê hy weer, Galasiërs 3 vers 5, hy wat julle dan die Gees verleen, en kragtig onder julle werk. Dit ben die Heilige Gees is aan ons verleen, en die Heilige Gees werk kragtig onder ons. Wie? Hulle wat die Heilige Gees ontvang het, soos op Pinksterdag. Doen hy dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Dit meen hierdie kragtige werke. Doen die Here dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Wat baie duidelik is, ek kan nie al twee doen nie. Ek kan nie onder die wet met gebooie wil wees nie, al is dit net een gebod wat ek kan vashou. Die Here het ons losgemaak. Dan is ek by die werke van die vlees. En die Here het nog altyd die mense gedoop met die Heilige Gees in Ou Pinkster, wat losgemaak is van alles wat onder die wet uitgekom het. Ons was, as hy nooit onder die wet nie, maar wat vry is van die wet, alhoewel ons die wet sien as 'n tugmeester na Christus, 'n wet en 'n gebooie wat vir ons sê wat sonde is. Dit is daar, ons kan dit nooit wegredeneer, dit sal altyd daar wees. Maar ek is nie meer onder dit. Christus het ons onder dit uitgehaal, die Israeliete ook onder uitgehaal, sodat ons vry kan wees van die wet, sodat ons, halleluja, die Heilige Gees kan ontvang met werke, nie uit die werke van die wet nie, maar uit die prediking van die geloof. Nou sê hy die 14de vers van Galasiërs 3, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En hierdie ding is vir my so belangrik. Die seun van Abraham, waar die seun? Die seune met die beloftes, met die verbonde. Halleluja. Dit wat die Here Abraham mee geseën het, sodat dit na die heiden kan kom in Christus. Ek wil net dit vir u sê. Geen Israeliet en geen heiden kan apart van mekaar staan. Want as ons die Heilige Gees in sy volheid wil sien, dan moet ons in Christus wees. Dit meen, die Israeliet moet in Christus wees. En
Ek as heiden moet in Christus wees. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. In Christus kan ons die belofte van die Gees deur die geloof ontvang. Ek sê dit weer, in Christus. Nie buite Christus nie, in Christus. Dit is waarom as iemand gered is, daar is mense wat gered is, ek self was eers gered en toe gedoop met die Heilige Gees en toe is ek in water gedoop. 11-jarige ouderdom, gered 12 jaar, Here my gedoop met die Heilige Gees, op 14 jaar is ek in water gedoop. Halleluja. Maar wat hier gebeur, is dat alleen in Christus, en hoe kom ek in Christus? Deur die wedergeboorte. Nee. Ek is geskape in Christus, deur God, tot 'n nuwe skepsel. Ek is geskape in Christus, deur God, die Vader, in Christus. En dit is waarom hy sê, die heiden kan kom in Christus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Omdat ek my bekeer, en ek laat my doop, dan sal ek die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dit is wat gebeur. In Christus alleen kan dit gebeur. Halleluja, die belofte van die Gees. Dan Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur. En hy roep Abba Vader. Wie? Die Heilige, die Gees roep Abba Vader. Nou, hier is 'n baie interessante ding. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun. Waarom die Gees van sy Seun? Want die Here Jesus sê dit self, die Vader het sy Gees aan my gegee, en ek sal julle doop met die Heilige Gees. Maar hierdie vers maak nou vir ons baie duidelik, die in Christus baie duidelik. Ek wil dit weer sê, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestort. En dit is baie interessant, met die Gees wat in ons harte uitgestort word, stort God ook sy liefde in ons hart. Die twee kom saam in ons harte in. Dat wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, en hy roep Abba Vader, dan kom hy in die 4de hoofstuk van Galasiërs, die 29ste hoofstuk, maar soos destyds, hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit ook nou. En dit is baie interessant. As jy na die Gees is, dit meen weergebore deur die Heilige Gees, in Christus, en die belofte van die Gees, omdat die in Christus ontvang het, sal die mense wat het nie ontvang het, en ons kan maar daarna kyk, die mense wat nie glo in die dooping met die Heilige Gees ensovoorts, plus die spreek in die Heilige Gees taal nie, gaan kyk maar na hulle lewens. Nee. En as jy iets sê oor die Heilige Gees taal, dan val hulle jou aan. Maar die oomblik as jy in die Gees is, en jy die Heilige Gees, in Christus is, en jy die Heilige Gees ontvang, die belofte, dan sal hulle wat in die vlees is, nog, dan sal hulle ons vervolg. Nou sê Galasiërs 5 vers 5, want ons verwag deur die Gees, ons verwag deur die Gees, uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Is dit nie baie wonderlik nie? Ek het dit al nou afgelope tyd baie gesê, as ons die woord van God glo, sal dit ons tot geregtigheid gereken word. Nou sê hy, want ons verwag deur die Gees, uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Halleluja. Dit is allemaal wonderlik. Dan sê hy Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees,
dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En daarop kan ons amen sê. As ons deur die Gees wandel, sal ons nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En waarin is die begeerlikhede van die vlees opgeskrywe? In die wet met sy gebooie is die begeerlikhede van die vlees. Halleluja. Maar alleen uit die werke van die wet kan ons na die vlees wandel. Maar in die Gees, om in die Gees te wandel, is ons nie meer onder die werke van die wet nie, maar die prediker van die geloof. Halleluja. En daarom is dit baie duidelik, as ons deur die Gees wandel, dan glo ons die prediking van die geloof. Halleluja. En dit sal vir ons tot geregtigheid gereken word, en ons sal die Heilige Gees ontvang uit hierdie prediking van geloof. Nou sê hy, Galasiërs 5 vers 17, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Die vlees begeer. Die vlees begeer. Hy begeer. Dis verskriklik as jy daar dink. Hy begeer teen die Gees, want die vlees wil hê jy moet na die vlees wandel. Die Gees wil hê jy moet na die Gees wandel. Want dis nie uit die werke van die wet nie, maar die wandel na die vlees is uit die werke van die wet. Halleluja. Sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Nou sê die 17de vers. Halleluja. Hierdie staan teenoor mekaar, sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. Dit meen, aan die een kant begeer die vlees teen die Gees, en die ander kant die Gees teen die vlees. Ons staan in die middel, en ons kan nie doen wat ons wil. Want wat ons nou ook al wil doen, moet ons in die Gees doen, en na die Gees wandel. Halleluja. Ek kan nie nou oorspring na die begeerte van die vleeslike, om na die vlees te wandel, en dan spring ek weer oor om na die Gees te wandel. Dit werk nie. Dis of die vlees, of die Gees. Nou gaan hy verder. Galasiërs 5 vers 18. Maar as julle deur die Gees gelei word, hoor wat sê die woord? As julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Want die wet is die werke van die vlees, en hierdie werke van die vlees veroorsaak dat jy na die vlees wandel. Maar, as ons deur die Gees gelei word, dan is ons nie meer onder die wet. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Daarom sê in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Kom ons gaan, dis die vrug van die Gees. Wat is die vrug van die vlees? Wat is die vrug van die Gees? Sonder liefde, sonder blydskap, sonder vrede, sonder lankmoedigheid, sonder vriendelikheid, sonder goedheid, sonder getrouheid, sonder sagmoedigheid, sonder selfbeheersing. Dit is waar die vlees begeer teen die Gees. Dat ons moet nie liefde hê nie. Ons moet nie blydskap hê nie. Ons moet nie vrede hê. En ons kan maar eerlik wees. Hoeveel maal in ons lewens het ons ondervind dat ons liefde is nie soos dit moet wees. Ons blydskap is nie soos ons vrede is nie, ons lankmoedigheid, ons vriendelikheid, ons goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing is nie wat dit moet wees nie. Weet nie waarom? Want die vlees wil nie hê jy moet dit doen nie, maar die Gees begeer teen die vlees. Want dit is wat die Gees wil hê, en dit is die vrug van die Gees. En ons dank die Here vir dit. Galasiërs 5 vers 25,
as julle deur die Gees lewe, Paulus sê, hy sê eintlik, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Wandel deur die Gees, die wat deur die Gees gelei word. Halleluja. Hom wat na die Gees is. Ons het die Gees ontvang. Ons het in die Gees begin. Het is baie eenaardig. Ons het die Heilige Gees ontvang. Ons het die Gees begin. En die Gees aan ons verleen werke. En in Christus die belofte van die Gees ontvang. Kinders. Ons as kinders het die Gees van die Seun in ons harte. En dan kom hy deur die Gees, wandel deur die Gees. Gees begeert in die vlees, maar as jy in die Gees gelei word, vrug van die Gees, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En nou sê Paulus in Romeine 8 die eerste verse hierdie mooi woorde. Hy sê, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Waarom? Want die wat in Christus is, halleluja, het die belofte van die Heilige Gees ontvang. En hulle wandel nie meer na die vlees nie. Dit meen, hulle kan nie veroordeel word nie, maar jy moet in Christus wees. Wil het weer lees, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So wat sê Paulus hier vir ons? Daar is wat na die vlees wandel, wat ook in Christus is. Daar is wat na die Gees wandel, wat ook in Christus is. Pastoor, maar hoe kan het werk? Halleluja. Dag as die Here jou doop met die Heilige Gees, het hy die Heilige Gees aan jou gegee. En 'n baie interessante ding van die Heilige Gees, hy gaan jou nie sommer verlaat nie, maar daar's net een geval, as jy 'n laster teen die Heilige Gees, dan sal hy jou verlaat. Maar as jy sonde doen en ongeregtigheid en daai goed doen, is al wat gebeur, die Heilige Gees in jou raak stil. En dan wandel jy na die vlees, na jou eie begeerlikhede. Maar jy sal eendag daarvoor loon ontvang. Maar as jy na die Gees wandel, dan bly die Heilige Gees daar. Halleluja. En dit wat Paulus hier sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Dit meen, as jy sê jy's in Christus, dan sal jy na die Gees wandel. Ongelukkig sien ons baie werke van die vlees in die Pinksterkerke vandag. Die wil sê om na die Gees te wandel. Die werke van die Gees te doen, het stil geword. Mense sit in die gemeentes, gedoop met die Heilige Gees, met vuurkrag ensovoort, spreuke in 'n Heilige Gees taal, en hulle sit in daardie gemeentes, en hulle gaan saam met die res dood. En die Heilige Gees raak stil, en hulle wandel nie meer na die Gees nie, hulle doen maar soos wat die ander klomp doen daar in die gemeente. Hulle val maar daarin, want hulle wil nie uitwees nie. Waarheen sal ons toch anders gaan? Halleluja. As jy na die Gees begin wandel, gaan die Here vir jou in daardie gemeente opwek. Nou, hulle sal jou miskien haat en uitjag, het maak nie saak nie. Maar om dit te doen wat die Gees van die Here vir jou sê. Halleluja, sodat jou Gees weer kan oplewe. Prys die Here. En nou sê die woord in Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Baie interessant,
bly altyd geglo het, nadat julle geglo het, wat geglo het? Die woord van God, die waarheid, wat vir julle tot geregtigheid gereken sal word. Nou, as julle dit glo, nadat julle ook geglo het, nou is julle verseël met die Heilige Gees van die belofte. Halleluja. Halleluja. As jy verseël is, wandel jy na die Gees. As jy verseël is, dan is jy onder die Heilige Gees. As jy verseël is, dan begin jy elke saak in die Gees. En as jy verseël is, dan is jy in Christus. En jy het die belofte ontvang van die Gees deur die geloof. Halleluja. Prys die Here. En ons dank die Here dat hy sy woord vir ons gee. En so die belangrike ding wat u moet weet in hierdie aand is, wandel na die Gees, wandel deur die Gees, wandel in die Gees. Halleluja. Dit is so belangrik. Dit help nie, daar's gawes en ensovoorts. En hierdie 3 dinge is nie in jou lewe teenwoordig nie. Ja? Om te wandel in die Gees, na die Gees, en ons moet wandel soos die Gees ons leer en lei. Prys die Here. En dan sal ons die Heilige Gees in sy volheid sien werk, soos wat die Here dit wil hê. En nie in die kerk nie, in elke een van ons lewens. Prys die Here. O, halleluja. Vader, ek wil vir u baie, baie dankie sê vir u woord. En ons wil baie dankie sê vir die Heilige Gees waarmee u ons gedoop het. Here, so laat ons in die Gees, na die Gees, met die Gees, in Christus, sal wandel. O, prys die Here. Here, ons het dit vroeër jare belewe, man en vroue, wat so na die Gees, in die Gees, deur die Gees, in Christus gewandel het. En Here, die Gees van die Here, het deur hulle geopereer. En die nabyheid van die Here was altyd daar. O, halleluja. Ons kon waarlik uitroep, die Here God is in ons midde. Ons sal vra, laat u ons in hierdie dae, deur die Heilige Gees, insig sal gee. Laat ons weer sal wandel na die Gees, deur die Gees, in die Gees, met die Gees, in Christus. Glory to God. Oh, halleluja. Halleluja. Here, daarom kan ons sing, come Holy Spirit, we need. Here, ons het nie die Heilige Gees nodig vir wonderwerke en tekens en al hierdie wonderlike werkinge van die Heilige Gees. Nee, Here. As ons in die Gees, deur die Gees, met die Gees, in Christus, na die Gees wandel, sal die werkinge van die Heilige Gees outomaties plaasvind. En dit is wat ons nodig het. Here, dat ons die hele tyd in die Gees, deur die Gees, tot die Gees, sal lewe. Laat ons hele wese gevul sal wees met die Heilige Gees van die belofte. En laat ons daar volgens sal lewe. Halleluja. Here, ons bid dit vir die volk van God, wat al reeds die Heilige Gees ontvang. Laat dit hulle aan sal moedig. In die Gees, deur die Gees, met die Gees. Halleluja. Na die Gees sal wandel in Christus. En Here, ons sal 1 Korintiërs 14 belewe. En ons sal dit belewe wat Petrus in Handelinge 2 geskryf het oor die Heilige Gees. Ons sal die Heilige Gees deelagtig word, soos op Pinksterdag. Halleluja. O Here, wees ons genadig,
dat ons nie na die vlees sal wandel, maar na die Gees. En dankie dat hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, Here, laat hulle sal besef wat alles vir hulle beskore is, as hulle gedoop word met die Heilige Gees. O, dis die prediking van die geloof, deur die geloof, Here, sal iemand die Heilige Gees ontvang, en sal hulle gedoop word met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. En dit is ons verlange. O, halleluja. Prys die wonderlike naam, Here Jesus, want ons het by die idee gekom, dat ons gaan vanaand na 'n Heilige Gees diens. En ons bid dat die Here daar sal wees. En Here, ons is die draers van die Gees. Ons met die Heilige Gees, as ons na die Gees wandel, kan ons die Heilige Gees in elke diens indra, en die Heilige Gees kan lei. Here, dis om elke oomblik van die dag, in die Gees, deur die Gees, met die Gees. Ja, halleluja. En na die Gees sal wandel, in Christus. Dis waarom ons kan sing. Come Holy Spirit. En Here, dis ons gebed in hierdie aand, na die Heilige Gees, en sy volheid sal kom, sodat ons dit sal belewe, wat die woord van die Here sê, wat ons vanaand gehoor het. Dankie daarvoor. O, halleluja. Halleluja. Prys die Here se wonderlike naam. O, Here, ons prys. Ons prys U, halleluja. O, halleluja. Dankie, Here. Ons eer U naam. Glory to God. Als het jarenlang verdienen, oh halleluja, Here stuur op, die reens van die Heilige Gees, want die reën bring verandering hier. Ja, dit is herleven, ja, en die Heilige Gees, daar neer, o, net is herleven, en die Heilige Gees, daar neer. Ons het jarenlang gevraagd, vir die wat, ons het jarenlang gevraagd, o, Here, stuur
naam, Heer, prys die naam, halleluja. Glory, glory, glory to God. Ja, prys die Here, halleluja. Prys die Here, amen en amen. Halleluja. Prys die Here, ons sê vir elkeen baie dankie. En ons wil net sê, hou aan met bid. Die Here sal die werk vir jou doen. Halleluja. En die Here seën die almal tot verheerliking van sy groot en heilige naam en ons dank hom ook daarvoor. Amen en amen en amen.